En in Lukas 3, vers 21, sê dit toe al die mense hulle laat doop het. Toe al die mense hulle laat doop het, en ek weet daar's 'n familie wat hulle vanoggend gaan laat doop, en toe al die mense hulle laat doop het, van die Bybel sê, die ou vertaling dink ek sê, toe die hele volk hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop. En terwyl hy staan en bid, het die hemel oopgegaan en die Heilige Gees in sigbare gestalte soos 'n duif op hom neergedaal, en daar was ook 'n stem uit die hemel, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek. Is dit nie 'n kosbare skrif nie? Jy is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Callie, ek dink as dit 'n pa was, dan het hy gesê, yes, seun, ek is trots op jou. So om die nek gevat en gesê, hey, seun, ek is lief vir jou en ek is trots op jou. Dis eintlik wat Vader God vir Jesus gesê het. En hoeveel van ons het dit nie nodig nie? As Jesus nodig gehad het om Vader God se stem te hoor om te sê, ek is lief vir jou en ek is trots op jou, dan het ek en jy dit nodig. Seun, kom gou hierso. Dan. Danny het gister in Katoo 'n senior ope gespeel, saam met die groot manne gejol, en hy het 4de gekom. Hy het 'n paar groot ouens bakslaag gegee, en as sy pa, dan wil ek hom so om sy nek vat en sê, Sena, ek is lief vir jou, en papa is trots op jou. En toe Jesus uit die water uit opkom, toe skeur die hemel oop. En Abba, in die vorm van die Heilige Gees, kom af en hy sê, Sena, ek is trots op jou. En elke van ons het vandag nodig om Vader se stem te hoor. Om te hoor dat Dadda trots is op ons, dat Abba trots is op ons. Is dit alright? Dankie seun. Wat ek wel baie mooi vind is dat, onthou, toe Jesus gedoop is, was hy 30 jaar oud. Op daardie stadium het hy nog net saam met sy aardse pa Josef in die skrynwerkwinkel gewerk. Hy het nog nie 'n wonderwerk gedoen nie, hy het nog nie sy bediening begin nie, hy het nog niks geperform nie, hy het nog niks bereik nie. Voordat hy enigiets bereik het, toe sê Vader God vir hom, Sena, papa is trots op jou. En so ons trots wees wat ons beleef van baie keer van ons eie pa, soos ek nou selfs vir Daniel gesê is prestasie gedrewe, né? Maar Jesus, Vader God se trots wees op Jesus was nie prestasie gedrewe nie, dit was wie hy was as 'n mens. En ek dink ons het nodig om dit te hoor ook, dat maak nie saak hoe jy perform of nie, Vader God is trots op die seun, op die dogter wat jy is. En dit sê in Lukas 4, dis nou net die volgende vers, hy gaan net aan, hy sê, en Jesus het vol van die Heilige Gees. Kan jy sê vol van die Heilige Gees? Nie 'n half jack nie, vol, reg? Van die Jordaan af teruggekeer en deur die Gees is hy na die woestyn gelei, waar hy vir 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie, sodat hy aan die einde daarvan honger was. Ek vind dit so interessant dat Jesus is vol van die Gees in die woestyn ingelei en daar versoek deur die duiwel. Ja, wat baie keer as ons in 'n woestyn seisoen van ons lewe is, dan gee ons te veel krediet aan die duiwel. Maar hier het Jesus vol van die Gees, is hy gelei in die woestyn. En baie keer gaan jy deur 'n storm, of baie keer gaan jy deur 'n woestyntyd, of baie keer gaan jy deur 'n moeilike tyd, en is nie omdat jy iets verkeerd gedoen het nie, dis omdat jy iets reg gedoen het. Dis omdat jy God gehoorsaam het. En vol van die Heilige Gees gaan jy in 'n woestyntyd in, want jy word getoets, want dit wat God het, wat hy vir jou voorhou, wat vir jou voorlê, is groot. En God is besig om jou en my voor te berei vir die goeie dinge wat hy vir ons voorberei het. En daarom wil ek jou vandag bemoedig, as jy voel, jy gaan dalk deur 'n woestyntyd, as jy voel, jy gaan deur 'n droogte tyd, jy gaan deur 'n moeilike tyd, hou op om jouself te bevraagteken. Hou op om jouself vir altyd introspeksie te doen. Ja, introspeksie is goed in daai tyd, maar ons kan dit tot vervelends te doen. Partykeer gaan ons in 'n woestyn in, vol van die Heilige Gees, maar is 'n tyd van toets. Wie kan identifiseer waarmee ek praat? Wie voel hulle is deur 'n rowwe tyd, deur 'n moeilike tyd, deur 'n toetsingstyd? Bly net vol van die Heilige Gees. Want hy was honger. Prys die Here, Jesus het ook honger geraak.
En dan in Lukas 4 vers 14, net bietjie later, nadat hy, ek gaan nou nie in die versoeking tyd spandeer nie, net as gevolg van tyd vanoggend. Jesus het na Galilea teruggegaan, nadat hy versoek is, vol van die krag van die Gees, en berigte oor hom het deur die hele omgewing versprei. So voor hy versoek is hy vol van die Heilige Gees, hy is gedoop, hy kom op uit die water, die hemel is skeur oop, God bevestig hom, God validates him, en toe is hy vol van die Heilige Gees in die woestyn en hy word versoek, hy weerstaan die versoeking en toe hy terugkom uit die woestyn, toe is hy nie net vol van die Gees nie, maar toe is hy vol van die krag. Jy sien, die toetsing is daar sodat ons die krag kan hanteer. As jy 'n nuwe huis bou of jy bou 'n nuwe vertrek aan jou huis in, dan kry jy die electrician en hy lê vir jou die kragdrade en hy sit dit in die conduits en hy sit die plugs in en hy sit 'n DB board aan of hy sit 'n trip switch aan en dan voordat hy daardie krag kan aanskakel, dan toets hy daardie krag om te sien of dit reg geïnst is of dit nie die plek gaan short nie. En dan wanneer hy die toets geslaag het, dan skakel hy eers die main switch aan sodat dit daardie nuwe vertrek van krag kan voorsien. Ek was nou die dag daar by Charles se plaas. Julle het 'n megawatt sisteem daar, solar sisteem. Is dit 'n megawatt? Megawatt sisteem. Solar sisteem. En voordat hulle daardie aanleg kon koppel aan die main grid, moes hulle hom eers toets en 'n COC skryf om te sê hy die toets voltooi en hulle dit voltooi en hy die toets deurkom, toe skakel hulle die krag aan. Jesus is vol van die Heilige Gees in die woestyn en hy word getoets en ek wil oor jou profeteer as jy deur 'n moeilike tyd gaan, as jy deur 'n toetsingstyd gaan, as jy deur 'n woestyntyd gaan in hierdie tyd. Dan is jy besig om 'n toets te skryf. Want God wil jou nie net vol van sy Gees en hy wil jou vol van sy krag maak. Hy wil daai stroombaan aanskakel sodat jy 'n kragtige getuie vir hom kan wees. Amen, vat jy daai woord? Waar is die mense wat getoets word? God sê hy wil jou vol van sy krag maak. Hy wil 'n COC skryf en sê hierdie persoon kan my krag hanteer. Hy of sy is gereed om dit te doen. Ek lees hierdie skrif vir die eerste keer in my lewe. Ek het Lukas al seker 30 of 40 keer deurgelees in my lewe, maar hierdie skrif, hierdie versie tref my vir die eerste keer in my lewe, Lukas 7 vers 30. Ek weet nie of jy dit al so gelees het nie. En dit slaan my soos Dawid vir Goliat met die klip teen die kop geslaan het, tref dit my. Hy sê daar maar die Fariseërs en die wetkenners of die skrifgeleerdes, Engels sê the teachers of the law, het God se plan vir hulle verwerp, want hulle het geweier om deur Johannes gedoop te word. Pastor Des, have you ever read that? The English says the Pharisees and the teachers of the law rejected, that is the word, rejected God's purposes for them because they refused to be baptized. Pastor Andre, have you ever read that? I can't ever recall recognizing that scripture until I read it this week. Tref my net hier. Dat ek en jy kan God se plan, sy purposes vir ons lewe verwerp, deur nie vir Jesus deur die doopwaters te volg nie. I've never read it. I've studied the baptism. Ek het die doop al bestudeer van die kant af en van daai kant af en al die skrifte gelees, maar daai een het ek nog nooit raak gesien nie. Dat wanneer ek 'n weerstand in my het om Jesus deur die doopwaters te volg, dan verwerp ek God se purpose in my lewe. En ek sê dit nie vandag vir jou om jou te veroordeel as jy nog nie gedoop is nie. Maar dis nogal iets vir nadenke, is dit nie? Dat ons kan God se plan, sy purpose, sy doel vir ons lewe weerstaan, en eintlik nie net weerstaan nie, verwerp. Deur nie om te gehoorsaam en gedoop te word. Maar baie keer sê mense, ek moet eers my lewe uitsort voordat ek gedoop word. Ek moet eers al my sondes oorwin voordat ek gedoop word. Jy kan dit nie doen nie, Boeta. Jy kan dit nie doen nie, my sussie. Ons kan nie ons sonde oorwin in ons eie krag. Nee, pastoor, ek moet eers ophou rook voordat ek gedoop word. Ek sê, as ons jy daar onder daai water invat, dan blus hy sommer daai vuur van daai rook, en as jy daar uitkom, dan is jy dalk vry, man. Die doop is 'n verklaring om te sê, Here, ek kan nie in my eie krag die ou lewe neerlê nie, maar ek het U nodig om dit te doen. Die Heilige Gees nooi jou uit vandag om te sê, hou op om my planne en my purposes vir jou lewe te weerstaan.
Vat hierdie stap van geloof, die doop is 'n stap van geloof. Wat sê, Here, ek kan nie hierdie oorwinnende lewe leef, ek kan nie meer in my eie krag nie, ek moet op U vertrou. Kom ons wees nie soos die Fariseërs en die skrifgeleerdes, wat God se planne en sy purposes verwerp nie. Moenie God se plan verwerp nie. Word vandag gedoop. Word vandag gedoop. Hy moet hom nie weer uitstel nie. Kuier hierdie week op Morrison eiers daar in Brandfort. So lekker gelag. Ons kuier by 'n man, Johnny, wat sê van? Johnny Louw. En hy vertel ons hoe disipel hy, nou voordat hulle daar begin het, as 520 mense wat werk op daai plaas, die unions het daai manne gewurg, hulle kon nie beweeg nie, hulle het skuld gehad wat skrik vir niks. En in COVID is Kobe, wat die plaas begin het, is hy oorlede aan COVID, en sy jongste seun vat die plaas oor. En hy wil net opgee. Kan nie die druk hanteer, en hy bring vir Johnny as die evangelis, hy bring vir Johnny in om met die mense te begin werk as 'n human resource developer. Maar eintlik disipel uit die mense. Nou sit Johnny so, en dan bring hy so een groep vir groep, bring hy, dat hy so 8 mechanics daar. Hy sê, die boere is baie keer die moeilikste ouens om mee te werk. Hy sê, want hulle is harde kop. Ek gaan net die woord kop gebruik, is dit alright? Hy sê, nou sê die mechanics daar, hy sê, die een ou, Yuri is 'n grove ou man, hy sê, Yuri het grof groot geword, disfunksionele huis, weet, amper van daai huise, van die ma die pa geslaan, jy weet, rof groot geword. Yuri sit met so sny oor sy oog, man, hy lyk soos 'n seerower. Nou moet hulle praat so deur hulle waardes van hulle besigheid, en hy disipel die ouens nou praat hulle oor die waarde van liefde. En hy vra hulle nou, wat is julle definisie? Wat beteken die woord liefde vir julle? Yuri, wat is liefde vir jou? Nou hy sê Yuri probeer slim klink, nou Yuri se oog spring so, hierdie een wat nou so gesny is. Hy spring Yuri se oog so. Hy sê, liefde is 'n gevoel, wat jy voel, wat jy nog nooit gevoel het nie. Maar Yuri is sy konteks is hy reg, want hy het in so gebroke huis groot geword. Liefde is 'n gevoel wat jy graag wil voel, wat jy nog nooit gevoel het nie. Miskien kan jy identifiseer met Yuri vanoggend. Miskien kan jy sê, ek het nog nooit regtig daai gevoel gehad, ek het in 'n rowwe huis groot geword, ons het grof groot geword. Maar dan wil God jou vanoggend daai gevoel gee, wat jy voel, wat jy nog nooit gevoel het nie. Amen. Moenie langer God se doel vir jou lewe verwerp nie, my broer, my sis, maar word vandag gedoop. Ek glo God wil 'n deurbraak bring in mense se lewens, iets kosbaars, iets kragtigs doen, maar dit gaan 'n stap van geloof vat van jou. Ons gaan dan na Lukas 4 vers 17. Jesus kom toe in die sinagoge, en wat hy doen is, hy vat die boek van die profeet Jesaja, sy hom oorhandig, en toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskryf is, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. En dis eintlik die titel van my boodskap vanoggend, die Gees van die Here is op ons. Die Gees van die Here is op ons. Nou Jesus het dit oor homself gepraat, hy het gesê die Gees van die Here, die soewereine Gees van God is op my, maar ons is sy liggaam op aarde. So ek kan nie hier vandag staan, Wouter, en vir jou sê die Gees van die Here is op my nie, want die volheid van God is nie net op my nie, dit is op ons. Verstaan dit? Ons deel dit. Ek kan nie hier staan, dit sal arrogant wees om te sê ek dra die volheid van dieselfde salwing as wat Jesus dra, maar as ek en jy saam staan en elkeen van ons bring ons deel, dan rus die Gees van die Here op ons, net soos wat hy op Jesus gerus het. En ons kan gesamentlik ons doen wat Jesus gedoen het. Ek dra 'n salwing op my lewe en jy dra 'n salwing, maar wanneer ons saamkom, dan maak ons daardie salwing van Jesus vol. Die Gees van die Here rus op ons. Kan ons dit saam sê? Sê die Gees van die Here is op ons. En ons is geroep saam met die ander gemeentes in Kimberley om vir Kimberley se mense te wys wie Jesus is.
En dis 'n kragtige salwing wat op ons is. En ons het gekyk in die tyd van Pinkster na die 4 tipes gawes wat die Heilige Gees uitgegiet het, die wysheidgawes, die kraggawes, die liefdesgawes en die kreatiewe gawes. En daar's groepe om dit. En die wysheidgawes is gegee om vir ons dorp en stad te wys dat God alwys is. En as God jou geroep het om in die wysheidgawes te wees en jy dien op 'n skoolraad, Ivan op daai skoolraad waar jy dien, dan het God jou daar geplaas om 'n manifestasie van sy wysheid te wees. En wanneer jy uit 'n board meeting stap en die besluite wat jy daar geneem het met sy wysheid, gaan sy wysheid manifesteer en daardie skool se volgende 10, 20 jaar verander. En as God jou geroep het en begaaf het om in die kraggawes te opereer, dan het hy jou geroep om te wys dat hy almagtig is, dat God alkragtig is. En jy kan by 'n plek opkom en iemand kan daar deur 'n taxi gestamp gewees het of in 'n ongeluk gewees het en God kan jou in 'n oomblik gebruik om daai sieke aan te raak of een van die ander gawes. En as God jou begaaf het met die liefdesgawes, die pastorale gawes, die liefde om vir iemand te gaan bid in 'n hospitaal. By the way, ons het iemand nodig, ons het mense nodig wat hulle hande opsteek en sê, as iemand in die hospitaal is, bel ons asseblief, ons sal vir hulle gaan. Party mense het net daai gawe. Dan kontak ons, want ons het 'n span nodig wat mense in die hospitaal kan gaan besoek en daardie liefde en care gee. Of ons berading jou gawe is of 'n selgroep lei, dan kan jy daar dien vir ons en ons help wys vir ons wêreld dat God 'n God van liefde is en die kreatiewe gawes wys vir ons en vir ons wêreld dat God die kreatiewe God is, die creator, die skepper. Ek wil dit aanlees in Lukas 4 vers 18, die eerste deel van daai versie. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Nou die evangelie beteken goeie nuus. Goeie nuus. En ek vra myself altyd die vraag is, wanneer ons leef, hoe ons leef en hoe ons praat en hoe ons met mense interaksie het, hoe goed is die nuus wat ons uitleef? Hoe goed is die nuus wat ons bring? Want partykeer bring ons nie baie goeie nuus nie. Partykeer kerm en kla ons, en ek dink in ons land het ons baie goed om oor te kerm en kla, en ons kan kerm en kla oor die potholes, en ons kan kerm en kla as jy in Kimberley bly oor die watervoorsiening, die vuil water en die elektrisiteit wat nie konstant is nie, en ons kan oor baie goed kerm en kla, maar ons as gelowiges en kinders van ons Vader, ons het goeie nuus. Te midde van al hierdie slegte nuus, het ek en jy goeie nuus. En ons het altyd 'n getuienis van God se goedheid. En ek moet myself daagliks vra, bring ek goeie nuus of bring ek slegte nuus? Hoe goed is my nuus? Want ons is gesalf om goeie nuus aan die armes te bring. En ek wil by jou 'n uitdaging los. Kan ons vir die volgende week of 2 'n nuwe gewoonte leer? Om te sê, ek gaan nie slaap die aand totdat ek aan een persoon goeie nuus gebring het nie. En as dit jou byval 9:00 die aand of 9:30 wanneer jy wil gaan slaap, dat jy daardie nag nog nie 'n getuienis met iemand gedeel het nie, nog nie iets gedeel het oor iemand se goedheid nie, dan die laaste resort is, vat jou foon, gaan deur jou kontakte en op WhatsApp, soek iemand wat die Here op jou hart lê terwyl jy deur dit skrol en stuur vir daai persoon 'n voice note om hom of haar te bemoedig met goeie nuus. Kan ons dit doen? Kan ons so 'n bietjie van 'n kultuurskuif bring in ons harte, want jy weet, ek voel vir my so 'n bietjie as dit so donker raak rondom ons en daar's politieke onsekerheid en jy weet die wêreld, ons weet nie wat in die groter wêreld gebeur nie en ekonomies die dieselprys gaan daarom nou 'n bietjie afkom en ons kan soveel slegte nuus deel, maar God sê, kan jy goeie nuus deel? Kan ons dit doen? Wie gaan dit doen die volgende 2 weke? En sê, ek stel 'n wekker voordat jy gaan slaap, 8:30 of 9:30, hoe laat jou slaaptyd is, en sit net sy naam goeie nuus. Kan ons dit doen? Doen dit dan sommer nou. Kom ons vat ons fone, ek gaan dit nou doen. Haal jou foon uit. En as jy 10:00 gaan slaap, dan maak jy dit min of meer daai tyd. Dan stel hom maar op every day. Ek dink dis 'n great gewoonte hierdie. Dan stel ek hom nou 5 minute voor 10. Kom ons sit 'n label daar. Good news.
Kan ons lekker prakties raak? Net woensdae nie, elke dag. As hy. Het jy hom gedoen? Goeie nuus. Want ons wil 'n nuwe gewoonte leer om goeie nuus te bring. Hy gaan aan in vers 18, die tweede deel, hy sê, hy het my gestuur om die wat gebroken is van hart te genees. God het ons gestuur om mense wat gebroken is van hart, mense wat emosionele pyn het, mense wat deur 'n egskeiding gegaan het, mense wat die verlies van 'n geliefde beleef het, mense wat aan depressie worstel, te genees. En ek wil eers gemeente gelukwens, soveel van u doen dit. Ons kry soveel verwysings na ons Relentless retreat of na ons divorce care of na ons grief share programme, deur hier as gemeente. Net hierdie week het Dirk my gekontak en gesê, hy's 'n vriend van hom wat deur 'n terrible egskeiding gegaan het, kan hy hom bring vir berading en kan hy die divorce care program. Ek sê, ja Dirk, kom ons help jou, kom ons kontakteer, kom ons doen dit. Hoekom? Ons besef as gemeente, ons leef in 'n gebroke wêreld, en as ons nie die genesing gaan bring vir gebroke harte nie, wie gaan dit doen? Wie gaan dit doen? Jy weet daai woord, hy sê, hy het my gestuur, die woord gestuur daar, is die woord Apollos, of apostolos, in die Grieks. Wat beteken apostel? Gestuurde een. God stuur vir jou en my op 'n mission. Dis die woord waar mission vandaan kom, op 'n sending, en ons sending is om gebroke harte te genees. Wie van julle het al gesê, Here, waar ook al ek gaan, gebruik my, om 'n getuie te wees? Okay? Ons het dit almal al gebid. En dis nie rocket science om deur die Here gebruik te word nie. Wouter, al wat dit is, as jy na jou winkel toe gaan, kom daar een van jou kollegas, een van die mense wat vir jou werk, of 'n kliënt kom in daai winkel, en elke dag gaan daar iemand inkom, wat gebroken is van hart. En al wat ek en jy hoef te doen, is om net ons sensors oop en te sê, Here, wys my, waar die gebroken van hart is vandag. En God sê, ek het jou soos 'n apostel gestuur, ek stuur jou elke dag in 'n wêreld in wat gebroken is, om elke gebroke hart aan te raak. En die wonderlike ding is, ek en jy, omdat ons in hierdie gemeente is, hoef nie noodwendig daai persoon van A tot Z te beraad nie, al het ons nie al die kennis nie, ons kan saam met hom bid, saam met haar bid, en dan sê, maar ons het 'n wonderlike program, wat jou gaan help, om gesond te word, soos die barmhartige Samaritaan, hy het daai man langs die straat opgetel, gebroken, deur die lewe, gewond, en hy het hom olie gesmeer aan sy wonde, op sy perd gevat, en hy het hom na die herberg gevat, en daar het hy genesing ontvang. Die kerk is soos die herberg, waar mense gesondheid en genesing. Jy hoef nie daar te wees en hom te nurse van A tot Z nie. Jy kan net salf van sy wonde smeer, vir hom liefde gee, omgee, en bring hom dan na die plek waar hy genesing kan ontvang. Is dit nie wonderlik nie? Maar ek en jy is 'n gestuurde, ek en jy is 'n apostel, ons is almal apostolies, as ek dit so kan noem. Ons is almal gestuur in 'n gebroke wêreld in, om genesing te bring. Hy sê, ek het jou gestuur, soos 'n apostel, het ek jou gestuur om die gevangenes vrylating te verkondig. Jesus stuur ons om gevangenes vry te laat. En vandag wil Jesus mense vrymaak van verslawings. Hoekom? Want 'n verslawing gaan jou uit die purposes van God van jou lewe hou. 'n Verslawing gaan jou weghou van die plan van God vir jou lewe. En van daai verslawings kan meer skadevol wees as ander. Dit kan 'n dwelmverslawing wees, dit kan 'n alkoholverslawing wees, dit kan 'n nikotienverslawing wees, wat regtig fisies skade bring aan jou brein, aan jou liggaam, aan jou verhoudinge. Kan 'n pornografieverslawing wees, maar daar is ook ander verslawings wat ons mee kan wegkom, wat ons kan regverdig, soos te veel sosiale media, te veel scroll op die foon, of te veel net
miniseries is kyk en binge die hele tyd op Netflix, verslaaf aan sport kyk. En daai verslawing consume soveel van my tyd, dat my lewe gaan by my verby en ek vervul nooit my purpose in God nie. Hoekom wil die duiwel hê ons moet slawe wees? Want hy is bang vir ons. Want hy is bang dat ons in die krag en die doel van God vir ons lewe sal opstaan. En wanneer ek en jy leef in die krag en die purpose van God vir ons lewe, dan is ons 'n gevaar vir die koninkryk van die duisternis. Then we're gonna plunder hell and populate heaven. Die laaste deel van Lukas 4 vers 18 sê, om aan die blindes herstel van gesig te verkondig. Jesus stuur ons om visie te gee aan die wat blind geraak het. Wat gebeur as ek blind is? Ek kan nie mooi meer sien nie. Nou Kali, ek weet nie van jou nie, maar vandat ek die 45 merk oorgeskry het, maar dit is moeilik man, ek kan nie meer lees nie, sukkel om selfs Bybel te lees, want ek en my Bybel, en my bril, en my pen, en my wil, met almal in dieselfde vertrek wees op dieselfde tyd. Dit raak 'n mission. Dan gaan ek na die oogkundige toe, dan sê sy vir my, hoe oud is jy? Nee, 47, en sy sê, dis nou maar so, ou Karla. Sy sê, jy is nou verby daai punt, is dit nie so nie, Sjaal? Dis moeite om te lees. Maar jy weet, partykeer gebeur die lewe, en wanneer die lewe gebeur, en die realiteite van die lewe, dan verloor ons passie en ons verloor ons visie. Dan wanneer jy jou visie verloor jy jou passie. Dis of waar ek net so 'n bietjie pap word. En ons het nie meer iets om voor te lewe nie. En ons begin uit in ons hart, hier binne gee ons op. En ons droom nie meer nie. Die droom binne in ons gaan dood. En God sê, ek giet 'n salwing uit in hierdie dag en hierdie uur, om die wat blind geraak het, om die wat nie meer hulle visie kan sien nie, om die wat nie meer die toekoms, 'n hoopvolle toekoms kan sien nie, om weer vir hulle sig te gee, om weer vir hulle 'n vars visie te gee, om die onderdruktes in vryheid weg te stuur. In die Engels sê, those who are oppressed, to send them away in freedom. Nou wat is oppressie? Oppressie is wanneer ons onderdruk wees, dit kan wees deur 'n demoniese gees, maar dit kan ook wees deur depressie. Wanneer ek aan depressie ly, dan is ek onderdruk. En die Here is 'n God wat depressie kan genees, ons het dit al van tevore gesien. En ons gaan net 'n gebed bid, ek gaan nie eers vra dat jy jou hand opsteek nie. Maar jy weet, as jy bietjie aan depressie ly, jy weet as jy die laaste tyd bietjie discouraged was, as jy bietjie depressed gevoel het, dan wil die Here jou vandag aanraak. Vader, ons bid dan vir elkeen vanoggend wat worstel met depressies, elkeen wat discouraged is, elkeen wat bietjie hoop verloor het. Here, dankie dat U die God is wat daardie oppressie weglig, aflig en vryheid bring, Here. Nuwe opgewondenheid. Here, U woord sê dat die koninkryk van God is regverdigheid of geregtigheid, vrede en vreugde in die Heilige Gees. Vader, dit wat dan nie reg is nie, bid ons dat U dit belyn, dat U dit reg maak, sodat vrede kan herstel en vreugde en blydskap kan herstel. Let the kingdom of God come. Let your will be done in our lives, in our hearts, in our homes, Here, in ons harte, in ons huwelik, in ons huise, op aarde, soos wat dit in die hemel is. Righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. En dan in vers 19 sê, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. God stuur ons om sy aangename jaar van guns aan te kondig. Om sy aangename jaar van guns aan te kondig. Dr. Miles Monroe het hierdie ding gesê, hy het gesê, a moment of favor, of hy het dit so omgesê, a lifetime of labor cannot compete with a moment of favor. Hy moet ons hard werk, ja, ons moet hard werk, die Here het vir ons 'n belofte gegee die jaar, hy gaan die werk van ons hande seën. Kom ons werk hard, maar kom ons vergeet nie, dat een oomblik van guns is baie beter as 'n hele leeftyd van werk. Yes, we're going to work as if everything depends on us, but then we're going to trust as if everything depends on His favor. Amen.